Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 9 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons is besig om te kyk na beloftes wat Jesus vir ons in die woord gemaak het, wat ons wil sien 'n realiteit word in ons lewe. En ek besef, hier is nie goed wat ons tradisioneel elke dag hoor nie. En is dalk goed wat baie van julle vir die eerste keer hoor, maar dit is waarheid. Dit kom uit God se woord uit. Jesus het dit vir ons beloof. En ek dink dis tyd in die kerk en dis tyd in die liggaam van Christus dat ons begin uitstrek na al die beloftes wat Jesus vir ons gegee het. Jy weet, ons is so gewoond geraak dat Jesus het vir ons gesterf aan die kruis en hy het betaal vir ons sondes. Yes, en dit is great dat hy dit gedoen het en ons is vir hom vir ewig dankbaar. En as dit nie daarvoor was nie, was ek en jy totaal en al verlore, maar dis nie al wat Jesus vir ons bereik het aan die kruis nie. Daar's soveel meer. In hierdie koninkryk waarin hy ons ingekoop het, waarin hy ons ingebring het, waarin ek en jy kan deel, in hierdie koninkryk is daar soveel dinge tot ons beskikking. En ons is besig om net na 'n paar van hierdie goedjies te kyk, wat ons in hierdie koninkryk wil begin deel maak van ons elke dag lewe. Ons wil so leef, want ons is deel van hierdie koninkryk. En ons is seuns en dogters van God. En as seuns van God, het ons toegang tot soveel meer. Ons eerste skrifgedeelte waarmee ons besig is in Markus 11. En in vers 22 begin hy om te sê, julle moet geloof in God. En dis Jesus wat hier met ons praat. En hy sê in vers 23, hy sê, amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. En dan sê in vers 24, daarom sê ek vir julle alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. En dan sê Jesus vir ons in Johannes 14 vers 12, hierdie is die aand net voordat hy gekruisig is. Hierdie is die laaste, die belangrikste goed wat hy vir ons met ons deel, waarvoor ons kan uitstrek, wat tot ons beskikking is. Jesus sê hier vir ons in vers 12, amen, amen, ek sê vir julle. Hy sê amen, amen, 'n dubbele, ek wil jou verseker, hierdie is 'n belofte wat jy kan bank toe vat, waarop jy kan vas staan. Hierdie is waarheid en ek sê dit vir julle, dat julle daarin kan glo. Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. Wie in my glo. Is jy 'n wie? Is jy 'n wie? As jy 'n wie is, wat in Jesus kan glo, dan kan jy doen wat hy gedoen het. Hy sê nie die pastore of die profete of die groot manne van God of jy moet ten minste 1000 mense hê wat agter jou aankom, wat jou volg. Hy sê wie in my glo. Glo jy in Jesus? Dan is hierdie belofte vir jou. Dan kan jy hierdie belofte ter harte neem en jy kan dit sien gebeur. Hy sê wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek gedoen. En dan gaan hy verder, hy sê, jy sal nog selfs groter werke as dit doen. Ek is nog nie eens by die groter dinge nie, ek wil nog net bereik wat Jesus bereik het. En hy sê, dit is totaal en al tot ons beskikking. En waarmee ons nou besig is in Markus 4, van die grootste vraag van al die vrae is, ja, maar hoekom sien ek nie hierdie dinge in my lewe nie? Hoekom sien ek dit nog nie manifesteer nie? Ek het al 1 of 2 keer probeer om met my berg te praat, en het nie gewerk nie. Miskien is dit net vir daai tydse disippels, miskien is dit nie vir ons vir nou nie, miskien is dit net vir die groot en heilige manne van God. Jesus kom leer ons in Markus 4, wanneer hy ons die gelykenis van die saaier vertel, hoekom werk die woord nie altyd nie? En dis nie hoe ons tradisioneel geleer is, of hoe ons tradisioneel dink nie. Dis baie anders. In Markus 4, wanneer sy disippels vir hom kom vra, Here, verduidelik vir ons hierdie gelykenis, dan begin hy in vers 14 om te sê, die saaier saai die woord. So hierdie saad wat hier gesaai word, is die woord. Dis die beloftes. Hierdie beloftes wat Jesus vir ons hier gemaak het, is saad.
Dis nie die oes nie, dis die saad. Ek en jy moet ons harte voorberei, sodat hierdie saad wat hy vir ons gesaai het, hierdie saad wat sê, jy sal kan doen wat ek gedoen het. Ek en jy met daai saad in ons hart vat. En ons moet daai saad koester. En ons moet hom water gee, ons moet hom pamperlam. En ons moet hom oppas en hom beskerm. En wat sal gebeur as, kyk wat sê hy in vers 20, wat sal gebeur as ons daai saad koester? Hy sê, dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra 31, 61 en 100voudige oes. Jy sien, elke woord van God het 100voudige potensiaal. Ons moenie hierdie mis nie. Die woord van God het altyd 100voudige potensiaal. En hier's die goeie nuus, ek en jou hart het die 100voudige potensiaal. Hy sê nie sommige se harte kon net 30voudig oplewer nie. En ander kon net 60voudig oplewer nie. Die kondisie van hulle hart het bepaal. Party het 60, party 30, ander 100voudig. Maar ek en jy, ons hart het die potensiaal. As ons hart reg voorberei, reg bewerk, kan die woord 100voudige oes in ons lewe oplewer. Kan ons doen wat Jesus gedoen het? Kan ons vir ons berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en hy sal ons gehoorsaam. Die woord het daai potensiaal, en ons hart het daai potensiaal. En ons het verlede week gekyk na die pad, na die saad wat op die pad geval het, die saad, die woord wat die mens nie verstaan het nie. En die vyand kom en hy gryp daai woord, en hy steel hom uit ons harte uit. Ek en jy moet werk maak om die woord van God te verstaan. Maar nou kom hy in vers 16, en dan deel hy met ons 'n ander faset van ons hart, wat kan veroorsaak dat die woord nie 100voudige vrug oplewer nie. Hy sê, net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word. Wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulself het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Geliefde van Jesus, onthou jy wat het ons laas gesê, die vyand kom om die woord by jou te steel. Hy gebruik jou finansies, hy gebruik jou huwelik, hy gebruik jou gesondheid, hy kom om, en hy druk sy vinger in daai goed, en hy krap daai goed die mekaar. Hy maak jou siek, hy steel jou geld, hy steel jou goed, hy steel jou huwelik, maar dis nie sy end goal nie, sy end goal is om die woord by jou te steel, en hoor wat gebeur hierso, dieselfde ding, later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle onmiddellik. Geliefde, 'n pap wiel langs die pad is nie verdrukking nie. Iemand wat met jou moeilik is nie verdrukking nie. Die verdrukking wat hy hiervan praat, is verdrukking vir die woord. En daar kan eksterne verdrukking wees, dit kan mense wees by die werk, of mense in jou gesin, in jou huis, wat vir jou kom sê, jy doen wat Jesus gedoen het, you've got to be kidding, raak serieus my ou, daai goed is nie vir jou nie, het jy gesien wat het jy al aangevang? Ek weet wat het jy laas somer gedoen, I know what you did last summer, en mense kom en vertel vir jou, hoe sleg is jy, hoekom jy dit nooit sal kan doen nie, en jy vat daai verdrukking, en jy vat daai ou identiteit, onthou, hulle verwys na die ou mens, Jesus sê vir ons, in sy woord, 2 Korintiërs 5:17, as jy wedergebore is jy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het nuut geword. Jou gees en God se gees is een. Die Heilige Gees het kom tent opslaan hier binne in jou. Jy het die volheid van die Godheid in jou.
Kolossense 2 vers 9 en 10. Jy het alles tot jou beskikking. Moenie dat hulle kom en vir jou vertel, jy kan dit nie doen nie. Wat God gesê het, jy kan doen is moontlik. As Jesus sê, wie in my glo, en jy tel jouself onder daai wie, ek glo in Jesus, dan kan jy doen wat hy gedoen het. Maar daai verdrukking kom om hierdie woord by jou te kom steel. En as jy swak onder dit en sê, ja, ek hoor wat jy sê, ek dink nie, ek kan dit maak nie, ek dink nie, ek is goed genoeg nie. Ja, nee, ek weet ek het al 1 of 2 keer probeer om met my berg te praat en dit het nie gewerk nie, so miskien is dit net nie vir my nie. Daar het jy jou hart voorberei om geen oes op te lewer. Geliefde van Jesus, as ek en jy nie onmiddellik die oes sien nie, onthou hy verwys hier na saad, hy vergelyk die woord met saad. Wat gebeur as jy saad in die grond druk? Die volgende dag het jy nie 'n mielieplant nie. As jy vandag 'n pit in die grond druk, het jy nie kan jy nie môre 'n mieliekop gaan afhaal nie. Dan moet tyd verloop. Dan moet tyd verloop vir hierdie saad om te ontwikkel, om éventueel 'n oes op te lewer. En as ek en jy nie onmiddellik die oes sien nie, as ons nie onmiddellik die resultate sien wat ons wou gehad het nie, as ons nie onmiddellik die resultate sien wat Jesus vir ons hier beloof het nie, beteken dit nie die woord is nie waar nie. Dit beteken nie die woord is nie vir jou nie. Dit beteken nie jou hart is nie goed genoeg om daai oes op te lewer nie. Dit beteken die saad is besig om te groei. Die woord is besig om in jou te ontwikkel. Moenie toelaat dat die verdrukking wat as gevolg van die woord kom. Moenie toelaat dat as mense vir jou lag oor jy sê jy kan doen wat Jesus gedoen het. Moenie toelaat dat hulle daai woord by jou steel nie. Dan net geloof. Ons het nie geloof omdat ons dinge sien wat reeds gebeur het nie. As ek iets sien, het ek nie geloof daarvoor nodig nie, want ek kan dit mos sien. Ons gebruik ons geloof vir dit wat ons nie kan sien nie. Die regverdige leef uit die geloof, uit dit wat hy nog nie sien nie, maar waarvoor hy God vertrou, dat hy dit wel gaan sien. Het jy al jou verlossing gesien? Kan jy sien dat jy gered is? Nee, ek en jy kan nie sien dat ons gered is nie. Ons kan dalk sekere resultate daarvan al in ons lewe sien. Ons kan sien, ons praat al anders, ons tree al anders op, ons dink anders oor dinge. Maar ek en jy kan nie sien dat ons gees een is met God se gees nie. Ons kan nie sien dat die Heilige Gees in ons woon nie. Hoe weet ons dat hierdie dinge waar is? Ons sien dit in die woord en ons glo dit. Nou net so is ons genesing. Ek sien dalk nog nie al die genesing in my liggaam waarvoor ek glo nie, maar dit beteken nie ek gaan opgee daarop nie. Net omdat ek nie gesien het hoe iemand na aan my gesond word nie, hoe iemand dalk na aan my dood is aan 'n siekte, waarvoor ek en hy of ek en sy saam vertrou het vir genesing en dit het nie gebeur nie. Ek kan nou nie my geloof baseer op dit wat ek ervaar het nie. Ek moet my geloof baseer op dit wat Jesus my beloof. En een van die dinge wat keer dat ek 'n oes op daai belofte sien, is wanneer ek soek onder die aanslag, onder die verdrukking, dat daai belofte is nie vir my nie. Daai belofte is nie vir nou nie. Jy is nie goed genoeg om daai in jou lewe te kan sien nie. En ek stem dalk in, of ek soek onder, ek glo al so lank vir my genesing. Ek het al soveel keer vir my genesing gebid. Wat van net nog een keer? Wat van net nog een keer sê, kanker, lig jouself uit my liggaam uit en gaan gooi jou in die see, want my Here Jesus sê, dis my deel. My Here Jesus sê, ek dra daai autoriteit. En ek gaan nie toelaat dat dit wat ek sien, die belofte
by my steel nie. Here, dankie vir u woord en dankie vir die werklikheid en die waarheid en die krag en die lewe van u woord. Help ons, Here, om ons harte te beskerm teen verdrukking en vervolging wat die woord by ons wil kom vat. Wat wil kom veroorsaak dat ons geloof en ons vertroue in u woord verloor. Help ons om ons harte te koester en voor te berei, om ons oë te hou op daai 100voudige oes. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Dit is waar jou genesing vandaan kom. In Jesus naam. Shalom.